Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie ongelooflike mooi, besonderse woensdagoggend. In sekere sake het ek en jy keuses. Jy kan kies watter soort voertuig jy ry. Jy kan selfs kies vir watter rugbyspan jy wil skree en ondersteun. Niemand kan jou dwing om dit te doen nie. Dis hoe God ons tog gemaak het. Mense met 'n vrye wil, wat nie marionette is nie. Maar daar's een saak, waarby ek en jy, en hoor dit mooi vanoggend, geen keuse in het nie. En dit is hierdie baie bekende opdrag van Matteus 28. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Jy het geen keuse om hierdie opdrag te gehoorsaam nie. Jy het nie die opsie om te besluit of hierdie opdrag by jou geaardheid pas of nie. Jesus gee beslis ook hierdie opdrag net vir 'n spesifieke geaardheid of 'n spesifieke groepie toegewyde disippels nie. As jy jouself Jesus se disipel noem, en dit is tog wat almal wat hom dien is, sal jy hom met 'n hoofletter sal jy hom gehoorsaam. Soos Jesus dit self in Handelinge 1 vers 8 stel, as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees, die wêreld vol. En geliefde, dis dan so vreemd, dat ons dit reg gekry het, om ons getuienis verantwoordelikheid te skei van ons Christenskap. Asof jy die een kan wees sonder die ander. Dis tog onmoontlik. As die Gees jou lewe beheer, sal jy gevul word met die krag, en sal jy 'n getuie wees. Daarvoor sal sy krag sorg. Een van die ongelooflikste antwoorde op 'n kerkraadsvergadering waar iemand vra, maar hoekom gee ons geld vir sending? Antwoord my leier die diaken, dit onomwonde, eenvoudig, sonder enige vrees vir teespraak, want die Bybel sê so. En omdat die Bybel so sê, gaan ons gehoorsaam wees. Halleluja, halleluja. God forgave my sin in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name. And in Jesus' name I come to you to share His love as He told me to. He said freely, freely you have received, freely, freely give. Good
Here, ons besef dat ons U getuies is. Somtyds 'n baie swak een, maar wel een. Werk deur my, Here, om van ander disippels te maak. Amen. Geliefde, mag jy 'n wonderlike dag hê.